Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is vanoggend uit Deuteronomium 34 vers 9. En Josua die seun van Nun was vol van die gees van wysheid, want Moses het hom die hande opgelê, en die kinders van Israel het hom geluister en gedoen, soos die Here Moses beveel het. Nou die hele week is ons nog besig daarmee om te kyk na soos in die hemel, so ook op die aarde, en ons kyk na die invloed wat die 7 geeste van God op ons het, om te dink hoe wonderbaarlik lief God ons het, dat hy ons nie net engele gee wat rondom ons beweeg nie, die Heilige Gees in ons nie, God in ons nie, maar ook self vanaf die hemel, waar die 7 geeste van God besig is om ons te help. En daarmee wil ek het net noem, ons bid net tot God, tot die Heilige Gees en tot Jesus. Ons bid nie tot die 7 geeste van God nie. God self sal vir ons dit gee, soos wat hy weet ons dit nodig het. Nou, die gees van wysheid wat ons vandag by stil staan, maak ons gereed vir die posisie wat die gees van God ons gee. Jy sal gister onthou het ons gesê, almal wat deur die gees van God gelei word, is kinders van God, so dit maak my gereed in my posisie as kind van God. En so moes Josua gereed gemaak geword vir sy posisie, toe Moses hom dan die hande opgelê het, sodat hy gesag sou hê oor die kinders van Israel, dat hulle sou luister. Dan 'n baie bekende meer gedeelte, 2 Kronieke 1 vers 11, toe sê God aan Salomo, omdat dit in jou hart gewees het, jy het nie rykdom, skatte en eer en lewe van jou haters, of 'n lang lewe begeer nie, maar jy het wysheid en kennis begeer, daarvoor wat ek jou koning maak, en daarvoor kan jy regeer. Hier sien ons hoe op Salomo die gees van wysheid en kennis was, en daarom kon Salomo so goed onderskei tussen goed en kwaad, en was hy so 'n uitstekende koning gewees, wat nie net belang gestel het in rykdom en aardse skatte, of om daardeur vereer te word nie. Hy wou ook nie eers sy vyande se lewe geneem het nie. Hy het nie eers belang gestel in 'n lang lewe nie, maar hy het gevra van God wysheid, sodat hy woord vir die toekoms sou hê, maar ook vir kennis om te kan verstaan waar dit vandaan kom en wat hy moet besluit. So kom ons bid saam vanoggend vir hierdie baie groot seën wat God vir ons wil gee, om op ons te laat rus die gees van wysheid. Vader, dankie, ek kan glo in die naam van Jesus. Gee U aan my kennis dat ek kan verstaan waar hierdie goed in my lewe vandaan kom, dalk dit wat my aanhoudend aanval of wat my laat struikel, dat ek by die wortel van hierdie probleem kan uitkom. Maar Here, gee my asseblief ook die wysheid om te kan weet hoe ek dit verder moet hanteer. Jesus, baie dankie vir U bloed wat ek vanoggend kan drink, dat ek dit my eie kan maak en dat ek kan weet deur die krag van U bloed, Here, kan ek verlossing kry. En dankie ook Jesus vir die krag wat daar in U liggaam is, die wysheid wat daar in U liggaam is, wat ek vanoggend ook kan inneem tot binnekant in my, dat ek kan opstaan en vandag hierdie dag kan aanpak met die vaste wete, ek is nie alleen nie, ek word gelei deur die gees van God as kind van God, en die gees van wysheid rus op my. Dankie Here dat U my lei in wysheid. Amen.